Oorwinnaar met moed. Het jy geweet dat die stories van helde, of dit nou in die werklike lewe of in mitologie is, min of meer dieselfde patroon volg? Dit het ek raak gelees deur Joseph Campbell se goed te lees. Hy is 'n Amerikaanse skrywer wat veral bekend is vir sy werk oor mitologie, oftewel dan die verstaansstories van verskillende kulture. Interessant het hy gevind dat dieselfde patroon van vertelling herhaal in al die verskillende kulture se stories van helde. Hy noem dit die hero's journey, die held se reis. En gewoonlik behels hierdie avonture transformatiewe soektog, 'n quest in Engels gesê. En tydens hierdie soektog staar die held verskeie uitdagings in die gesig, oorkom sy of haar vrese en eindig dan in triomf. Die insig van Campbell se navorsing is dat vir hierdie held se reis en natuurlik ons eie helde reis in ons lewe, het ons moed nodig. Die moed om die onbekende in te gaan en dit te konfronteer. Die moed om ons vrese in die oë te kyk en dit te konfronteer. En die moed om hindernisse te oorkom. Gelukkig lees ons dat die God in die Bybel vir ons juis hierdie goed laat neerskryf, sodat ons kan weet hoe om met moed te leef en uit daardie Bybelse verhale moed kan skep en dapper kan wees. In die een verhaal lees ons dat die Arameërs en die Ammoniete teen Dawid se leer saamtrek om teen hulle te veg. Dawid se manne word egter van weerskante bedreig deur hierdie vyande en hulle moet aan albei kante veg en verdedig. Nou Joab, die bevelvoerder, reël toe dat hy en sy klomp manne teen die Arameërs sal stelling inneem en dat sy broer Abisai met 'n klomp ander manne teen die Ammoniete sal stelling inneem. En dan kom hy ooreen met sy broer dat hulle mekaar sal help as die oormag aan die een kant te sterk is in verhouding met die ander kant. Hoor hoe praat Joab, het die taal van 'n held om die stryd te kan voer. Ons lees in 1 Kronieke 19 vers 13. Wees dapper, ja, laat ons almal dapper wees ter wille van ons volk en die stede van ons God. Mag die Here doen soos hy dit goed vind. Die besondere van die Bybelse verhaal is dat hulle juist dapper is ter wille van God en dit wat aan God behoort. En hulle laat die uitslag in God se hande. Die resultaat? Die vyand vlug. Wat is ek en jy vandag hierdie lewe van oorwinning aanpak, dapper aanpak, ter ere van God en ter wille van God? God sal oor die uiteinde besluit. Wees jy net dapper. Leef geïnspireerd.